Gemeente, wanneer ons vandag in die erediens inbeweeg en ons berei onsself ook voor vir die geleentheid van die doop en die skrifgedeelte wat ons gaan saamlees, dan kom herinner ons onsself van die volgende. Vandag is die 4de Sondag van Advent. Op hierdie Sondag vra ons vir Jesus om vir ons te wys hoe God se liefde lyk. Ja, ons weet, Jesus self is die volmaakte liefde van God, wat gekom het in die gestalte van 'n mens. Daarom kan ons ook bely, en kan ons ook weet, elkeen kan ons ook bely, en kan ons ook weet, elkeen wat aan hom glo en in hom leef in die liefde. Dit is hierdie liefde wat die krag het om alle dinge te verander, en dit sal nooit vergaan nie. En dis op hierdie Sondag waar ons vir God dank vir die hoop wat ons vrede wat hy skenk, vir die vreugde wat hy in ons harte uitstort en vir die liefde waarmee hy ons verlos. En daarom is ons gebed eenvoudig. God, skyn in ons harte vandag. Help ons om skyn in ons harte vandag. Help ons om gereed te wees vir die dag wanneer Christus finaal verskyn. En omarm ons vandag met u liefde. Mag hierdie ons gebed wees vandag. En mag ons dit deur ons dag. En mag ons dit deur ons saamwees, ons lofliedere, skriflesing en ook openbare simbool van genade dit vir mekaar bewys. Gemeente, ek groet jou in die naam van ons Here Jesus Christus. Mag jy daai seëngroet ontvang, mag dit in hierdie diens wees waar jy herinner word dat God jou innig liefhet. Gemeente, soos wat ons oorbeweeg na hierdie besonderse mooi geleentheid, is dit vir my 'n voorreg om te vra dat die familie vir my vorentoe sal kom, sodat ek een laaste keer julle kan herinner aan die wese van die doop, en sodat ons kan oorgaan om vir Noah, as ook vir Ruben, te doop in die teenwoordigheid van die gemeente. Julle is welkom om vorentoe te kom. Goeiemôre Ilse, Stefan, goeiemôre en vir julle. Ek sê dit nie net nie, maar dit is my 'n besonderse voorreg om vanoggend die doop nie net te kan bedien nie, maar ook te kan deel in hierdie geleentheid. Dis nie elke dag waar jy die voorreg het om 'n familie bymekaar te kan hê voor en ook te kan deel in hierdie openbare handeling van ons Here Jesus Christus nie. Daar is verskillende sakramente wat die Here vir ons gegee het, waarvan die nagmaal en die huweliksbevestiging 2 is, maar daarmee saam is die doop ook 'n besonderse simboliese handeling, 'n sakrament wat ons herinner aan kernwaarhede vir ons geloof. Daarom voordat ons by die doopvond kom, wil ek graag julle herinner waarom ons kinders doop vandag. Ons doop kinders vandag omdat God 'n verbond van genade met ons en ons kinders gesluit het, wanneer ons begin met die Ou Testament. Ons doop vandag omdat dit 'n opdrag van ons Here Jesus Christus is wat gemaak is in Matteus 28, toe hy gesê het, gaan dan heen na die wêreld toe, doop die mense in my naam en leer hulle van die genade wat ek in hierdie wêreld ingebring het. Dis nou hierdie 2, as ook julle wat daar so staan, met die wete dat God aan elkeen van ons 'n plek gee in sy koninkryk. Die doop vandag is ook 'n besonderse handeling vir ons as ouers, as ook vir ons as kerk, want ons word herinner aan die belofte wat God vir ons en daaglik ook met vir ons maak. Die belofte wat sê, hy los ons nooit nie. Daarom moet ons vir mekaar ook sê, die betekenis van die doop strek veel dieper as net 'n handeling van water en die toedien daarvan op die kinders se voorkoppe. Want by die doop bevestig God dat ons elkeen en ons kinders ingesluit is in die testament van die Here wat sê, ons is erfgename van die opgestaande Heer. En deur die doop word ons en ons kinders verseker dat God ook in ons woon en dat hy ook ons God is. En op 'n eenvoudige manier beteken dit
ons Vader is wat ons liefhet en vir ons sorg. Dat Jesus Christus ons verlosser is, dat die Heilige Gees in ons woon, ons nuwe mense maak en ons ewig sal bystaan. Nou met daardie in gedagte wil ek eers na julle twee draai as ouers en vir julle vra, Ilse, Stefan, is dit nog steeds julle begeerte om hierdie twee te laat doop in die teenwoordigheid van die gemeente? Dan is dit vir my 'n voorreg om te kan vra dat julle vir my sal ontmoet by die doopvond. En ons sal begin by die kleinste, Noah. Hier vir jou 'n stoel. In die woord wil ek hê jy moet die water bietjie voel. Voel die water. Is jy bewus daarvan? Kan jy dit voel op jou vingers? Wanneer jy bewus raak van die water, moet jy weet dat wanneer ons die doop aan jou bedien, dan is dit God wat jou letterlik gaan aanraak soos my hand. En daarom is die water die simboliese krag en die simboliese herinnering dat God die Vader betrokke is in jou lewe. En dat dit God die Vader is wat jou sal begelei. En Jesus Christus beloof jou dat deur sy liefde sal hy altyd weer jou sterk maak en jou daagliks herinner dat jy spesiaal is. Maar die besonderse is ook dat die Heilige Gees vandag betrokke is en dat hy jou herinner en beloof dat hy altyd in jou sal wees. Ek wil graag vra dat jy ook vir my 'n bietjie vorentoe kom. Wil jy ook staan op hierdie? Nou staan bietjie daarso. Nou voel jy ook die water, Ruben. Voel daarso, is nat, né? Is nat. Nou Ruben Daniel, net soos wat ek jou boetie herinner het, kom herinner ek ons, Daniel, net soos wat ek jou boetie herinner het, kom herinner ek ons as gemeente en vir jou daaraan, dat God die Vader en Jesus Christus en die Heilige Gees met jou sal wees en nie net vandag nie. My onthou. As jy jou Bybel byderhand het, wil ek jou graag uitnooi om vir my oop te maak by die eerste boek van Johannes in die 2de hoofstuk en ons gaan daar saam lees vanaf vers 28 en dit gaan oorvloei na Johannes 3 toe tot en met vers 10. Wanneer jy hierdie teks herinner jouself aan die Sondag van Advent waarin ons deel, die Advent van liefde. Herinner jouself daaraan dat Jesus Christus het gekom, maar hy het nie met leë hande aarde toe gekom nie. Want saam met sy geboorte het hy vir ons hoop, vreugde en vrede gebring. En vandag herinner ons onsself aan die liefde wat hy vir ons aarde toe gebring het. Ons lees 1 Johannes 2 vanaf vers 28 saam. En nou, liewe kinders, ek herinner julle moet in hom bly, sodat ons almal niks te vrees sal hê wanneer hy kom nie. En by sy wederkoms nie beskaamd voor hom sal staan nie. Aangesien julle weet dat hy regverdig is, weet julle ook dat elkeen wat regverdig lewe 'n kind van God is. Nou kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het. Hy noem ons vandag kinders van God. En ons is dit ook. En die wêreld ken ons nie, omdat dit hom nie ken nie. En ons herinner onsself van die woorde wat Jesus self gespreek het in Johannes 17. Maar nie van die wêreld nie. Geliefdes, ons is nou reeds kinders van God. Dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Maar ons weet dat wanneer Jesus kom, ons soos hy sal wees. Ons sal hom sien soos wat hy werklik is. En elkeen wat hierdie verwagting in verband met hom koester, hou homself rein. In ander woorde, hy leef met nederigheid en in dankbaarheid, soos wat Jesus rein is. En al is dit moeilik, my liewe kinders, sê Johannes, moet julle onthou, elkeen wat sonde doen, oortree die wet van God, en sonde is immers oortreding van die wet van God. Julle weet dat Jesus gekom het om die sondes weg te neem, en daar is geen sonde in hom nie. Iemand wat in hom bly, hou nie aan met sondig nie.
En iemand wat aanhou sondig het hom nie gesien nie en hulle ken hom nie. Maar julle liewe kinders, julle het Jesus gesien. Julle het van hom geleer. So moenie dat iemand julle mislei vandag nie. Want wie regverdig lewe is regverdig soos wat hy. Wie regverdig lewe is regverdig soos wat hy regverdig is. En wie aanhou sonde doen, behoort aan die bose. Want die duiwel hou nie van die begin af, want die duiwel hou van die begin af aan met sondig. En die Seun van God het juis gekom om die werk van die duiwel tot iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die Gees van God in hom bly. En hy kan nie meer sondig nie, omdat hy uit God gebore is. Mooi gestel, omdat God hom aangeraak het. En hier kinders van die duiwel is. Iemand wat nie regverdig lewe nie, en nie sy broer lief het nie. Dis hulle wat nie aan God behoort nie. Ons neem 'n oomblik om te dink aan die teks wat ons saam gelees het, deur saam te gaan in gebed. Kom ons maak ons oë toe. Kom ons maak ons oë toe. Here Jesus Christus, die bron van liefde, die bron van lewe self. Dit bly en sal altyd 'n voorreg wees om te mag deel in u teenwoordigheid. Jesus, dat u in 'n verhouding met ons elkeen staan. Dat u reeds van ons geboorte af ons name geken het, dit ingegrafeer het in die handpalm, en dat Vader, Here Jesus, u ons so lief gehad het, dat u gekom het, sodat ons daardie verhouding wat gebroke was, wat stikkend geslaan is deur die sonde, te herstel. En so, Vader, Here Jesus, het u ook u Gees gestuur, nadat u opgevaar het, terug na die Vader, en daardie Gees woon in ons. Dit verbind ons, meer nog, dit verbind ons met die liefde wat Jesus vir ons getoon het. En Vader, soos wat Johannes by ons pleit, gaan leef die liefde. Is dit my hoop, Here Jesus, dat gedurende hierdie Kersfees ons daardie liefde sal sigbaar maak, natuur naaste aan ons staan, en indien dit moontlik is, Here, vir vreemdelinge, waarvan ons vyande ook soms deel maak. Dit bly en sal altyd wees 'n voorreg om u naam te mag aanroep, en om te sê, Here, dankie. Dankie, Here, dankie. Dankie dat u hier is, en ons elkeen innig liefhet. Amen. Gemeente, wanneer ek begin om 1 Johannes 2 saam met julle te bestudeer en oop te breek, neem ek net geraal te vertel van Elias die klokmaker en Clara met die musiekboksie. En die rede waarom ek begin met hierdie verhaal, soos wat ons kyk na 1 Johannes, is omdat 1 Johannes vir ons dieselfde gedagte wil tuisbring. Wanneer jy daadwerklik in die teenwoordigheid van God inkom, wanneer jy iets van God se liefde, genade en vreugde en vrede in jou lewe beleef, wanneer jy dit ervaar en dit jou bo jou omstandighede uittrek, dalk vanuit daai donker gat waarin jy sit, waar jy wonder, waar jy dalk depressief is en waar jy sukkel, of dalk waar jy so besig was waar jy letterlik tot stilstand gekom het. In daardie oomblik besef jy, wanneer die uitreik deur sy Gees in jou aanraak, dan kan jy nie dieselfde bly nie. Dit is die waarheid wat Elias moes geleer het. Want jy sien, Elias het groot geword in 'n huis waar hy geleer is om sistematies te gaan dink oor dit wat hy doen. Alles wat hy, en nie alleen dit nie, dit moet perfek wees. Dit was nie goed genoeg om iets te doen as dit beter gedoen kon word nie. Dis van kindsbeen af in Elias se binneste ingedryf, en het 'n deel geword van sy identiteit.
Daar word gesê, toe hy die klok, hy reeds 'n man wat koud en klinies was. Geen verhoudings gehad nie. Mense het as te ware hom vermy. Maar dan kom die wendingpunt, die draai in die verhaal, toe 'n doodgewone vrou met die naam van Clara by hom opdaag met 'n klein musiekboksie. Met die naam van Clara by hom opdaag met 'n klein musiekboksie. En sy het vir hom gesê, Elias, ek weet jy is 'n klokmaker, maar hierdie musiekboksie van my wil nie speel nie. Kan jy dalk daardie boksie vir my oopmaak en herstel, sodat dit weer die musiek kan speel en herstel, sodat dit weer die musiek kan speel wat ek as kind gehoor het. En Elias het gesê, dis reg, ek het tyd. En hy het die boksie geneem. En toe Clara weg is, het hy die boksie stadig, sistematies oopgemaak. En hy het elke rad uitgesit in die boksie. Alles was perfek. En toe draai hy die boksie, sodat die musiek moet begin speel. En die musiek het gekom. Maar Elias was bewus daarvan dat dit leeg is. Hol is, daar's iets fout. En dit het hom gepla. Hy het vir Clara gesê, Clara, ek weet nie wat hier aangaan nie, maar die lied wat uit hierdie boksie uitkom, beteken niks nie, dis leeg. En Clara het reg na hom gekyk en vir hom gesê, Elias, dis nie vir my hol nie. Dis nie vir my leeg nie. Want die musiek wat daar, dis nie vir my leeg nie. Want die musiek wat daar speel, is die musiek wat my weer in aanraking bring met my ma. Want jy sien, van my geboorte af het sy daardie kussie langs my bed oopgemaak, my aangeraak, terwyl dit speel. Vandag, wat 'n waardevolle lewensles moet leer by dit wat Johannes wou tuisbring by sy gehoor en by sy gemeente. Jy kan nie dieselfde bly wanneer jy in die teenwoordigheid van God is nie. Dis onmoontlik. Van God is nie. Dis onmoontlik. Dis onmoontlik om in die teenwoordigheid van God in te gaan, waar jy dalk gebroken is, en daar uit te kom sonder dat jy 'n stuk herstel in jou binneste ervaar. Soms neem dit tyd, dit weet ons, die pad van genesing is nie maklik nie. Na genesing het daar plaasgevind. So ook as jy met 'n swaar hart met die sonde na God toe gaan, kan jy nie anderste as om daar weg te beweeg met 'n las wat verlig is nie. Stel jouself voor dat jy hierdie woorde vanuit die mond van Johannes self hoor. Johannes wat een van die broers was, wat Jesus Christus gesien het, waarvan daar geskryf word, hy maak deel van die seuns van donderweer. Harde man. En hulle het in Jesus se teenwoordigheid ingegaan en want in die teenwoordigheid van God het hy goed leer ken en goed gesien wat nie sin maak nie. Wanneer mense uitreik na hom toe om hulp, waar die fariseërs, die Sadduseërs sou wegdraai en nie aan hulle raak nie, het Jesus ingetree. Die siekes het hy herstel. Die wat nodig gehad het om gesond te word, het hy opgehelp. En Jesus het verder gegaan. Selfs in die teenwoordigheid van die vyande, die Sadduseërs wat met haat in hulle oë na hom kyk, en mense, ek wens jy kon daai haat in hulle oë na hom kyk, en mense, ek wens jy kon daai gesigsuitdrukking sien. Dalk het jy dit al gesien, wanneer jou vyand op jou afstorm, en al wat in sy oë is, haat is, uit om jou seer te maak. Waar Jesus in die teenwoordigheid van die Sadduseërs, Sadduseërs en wetsgeleerdes na hulle kon kyk met die oë van liefde. So groot liefde, dat hy bereid was om daardie kruis deur te maak vir my en vir jou, as ook vir die vyande self. Kersfees is 'n besonderse tyd, en ek wil glo dis waarom die liefdeskers laaste aangesteek word, want dit vat alles van ons wese saam. Hoe sê die lied, al praat ek mense engeletale?
maar dis nie uit liefde nie, dan is my woorde, die musiek wat in my hart gesing word, dieselfde soos Elias se, leeg en hol. Kersfees is 'n tyd van geskenke. Dis 'n tyd waar ons terugdink aan dit wat Jesus kom reflekteer oor dieselfde vraag wat Dr. Willie vir my gevra het, waarmee ek hierdie week moes besig wees. Op Kersdag, watter geskenk gee jy terug vir Jesus? Wat kan jy vir Jesus gee wat dankbaarheid in sy volle wese van getuig? En dit is waar Johannes na vore kom om te kom sê, gemeente, julle mag julle self dalk bevind in moeilike omstandighede. Sommige van julle mag dalk verlei word deur valse leraars. Daar mag van julle gewees wat dalk 'n tree weggeneem het van Jesus Christus om dit te gaan najaag wat die wêreld vir julle bied, vir alle doeleindes om te volhard in sonde. Maar het julle vergeet, vra Johannes, het julle vergeet dat hierdie liefdesgeskenk wat Jesus Christus vir jou en vir my gegee het, 'n paar wonderlike goed inhou? Hy pak dit uit. Hy maak die geskenk saam met hulle opnuut oop, saam met ons vandag, en hy kom sê, onthou, opgesluit in hierdie geskenk is die volgende. Ons word kinders van God genoem. Erfgename, sê die teks, wat saam met Jesus aarde toe sal kom. Jesus Christus het ons deur die geskenk nuut gemaak. Die van ons wat swaar dra aan laste, wat sonder betekenis in die toekoms ingegaan het, het Jesus gesê, vir jou is die ewige lewe. Vir ons wat voel asof ons in die afsondering krepeer, waar niemand ons sien, het Jesus gesê, my gees is met jou. Hoe wonderlik is dit nie om te hoor dat Johannes vir hulle sê, julle het die reg ontvang deur Jesus Christus om hom te sien. Moses mag nie vir God gesien het nie. Elia kon nie vir Jesus sien nie. Ten strengste kon hulle van Jesus sien nie. Ten strengste kon hulle vanuit die wind, vanuit die stormwind iets van God ervaar. Maar julle, ek en jy, kry die kans om vir Jesus eendag te sien. Dit is die wonder van hierdie geskenk waarin ons leef. En dit is waarom Johannes so klem plaas op die woorde van sonde. Hy kom roep die gemeente terug en hy sê, julle leef in sonde. En julle mag dalk worstel met 'n klomp goed in hierdie lewe wat by julle ontneem is. Maar hiervan mag julle seker wees, genade is elke dag vir julle nuut. Het jy al die verhaal in Johannes 12 vanaf vers 1 tot 8 gelees? Die verhaal waar Maria na Jesus toe gekom het met 300 denari. Wat vandag as te ware 300 dae se dagloon sou wees, wat R240 is per dag, wat beteken sy het 'n geskenk van R75.000 na Jesus toe gebring, en het oopgebreek, en het oor sy voete gegooi. Waarom is daardie teks so belangrik? Want die teks gaan verder, sy het by Jesus se voete gaan kniel. Een van die evangelies sê sy het getreur, en met haar trane het sy Jesus se voete gewas, en sy het haar hare geneem, en sy het dit droog gemaak. Toe staan Judas, en sy het dit droog gemaak. Toe staan Judas Iskariot op, en julle ken die verhaal, en hy vra vir Jesus, wat gaan hier aan? Sy kon die geld gebruik het om vir die armes te gee, en Jesus sê vir hom, laat staan haar. Want jy sien, ek kyk verby die geskenk. Ek kyk verby die geldelike waarde van wat hier op my voete uitgestort word. Ek kyk na haar liefdeshandeling. En ek kan in haar oë die dankbaarheid sien, dat sy iets van my beleef het.
Gemeente, wanneer ons die Kersgeskenk van Jesus se liefde ontvang, dan is dit vir my woorde wat ek wens ek kon dryf. In die teenwoordigheid van Jesus se liefde kan jy nie dieselfde leef nie. Jy kan nie dieselfde optree soos wat jy 25ste hier by mekaar kom en ons dink aan die krib. Dan dink ons saam met daardie gebeurtenisse van die sterrekykers wat gekom het. Hoe hulle daar ingekom het, hoe hulle daar uitgegaan het en hoe hulle verander is. Want jy sien hulle daar werklik die konings gesien. Ons maak 'n volle draai terug na dit waarmee ons begin het om te vra nou, Dominee, wat gee ek vir die Here? Wat kan ek gee wat getuig van die dankbaarheid? En Johannes sê vir ons daar is 3 verskillende maniere. Daar's nog baie ander maniere, maar hierdie vat die essensie saam van sy liefdesboodskap wat hy vir die kerk gegee het van daardie tyd. Hy sê gemeente, as jy dankbaar en nederig Jesus Christus geleef het, en jy kan dit leef in elke faset van jou lewe, dan is dit 'n geskenk wat getuig van God se teenwoordigheid. Lukas 10 leer ons, wees lief vir God, maar gaan dan verder en wees lief vir die mense, rondom jou. Dis opsie 1. Johannes sê opsie 2, gaan volhard in die roeping wat God jou gegee het. Om Paulus se woorde aan te haal in Galasiërs 2 vers 20, ek leef nie meer nie. Vir alle doeleindes is ek dood vir hierdie wêreld, maar Christus leef in my. Die derde opsie sê, deur die liefde te deel met ander. 28 vir jou sê, gaan dan heen na alle nasies toe, rasse toe, tale toe, kulture toe, godsdienste dalk toe, en deel die liefde van Christus met hulle. Al 3 hierdie opsies dra swaar krag in ons binneste en ek wil veronderstel dat hierdie 3 opsies ongemaklik by ons sit. Gemeente, as jy daai swaar gewig ervaar in jou binneste, dan ervaar jy iets van die gewig van Jesus se opoffering. Hy het gekom om in nederigheid die vyand in die oë te kyk en te sterf vir my en jou. Hy het gekom om te volhard in die opdrag wat God van Getsemane, toe hy bloed gesweet het op die kruis waar hy verlate gevoel het hy aangehou. En Jesus het gekom om die liefde te deel met verskillende volke. Nie alleen die Jode nie, die Samaritane, die heidene. Die volle gewig van Jesus word saamgevat in hierdie 3 woorde. Daar is een gedeelte wat my baie raak, en dit is die verhaal van Lukas 23, wat begin met die lydingstydperk van Jesus Christus, wat vir ons vertel hoe swaar hy gekry het. Hy's geslaan, hy's onskuldig, hy word as te ware gebreek. Hy word geforseer om sy eie kruis te dra. Sy hande en sy voete word deur bolle gewig van sy bolyf ervaar, hy's besig om te versmoor. En daar op die kruis kyk hy na een van sy kante toe en hy sien 'n sondaar. En daai sondaar sien iets raak wat ek hoop ons elkeen ook sal raak sien. Hier hang 'n onskuldige man raak sien. Hier hang 'n onskuldige man waarin daar geen skuld is nie, net liefde. En hy sê, Here,
En die koninkryk waarin u toe gaan vanaand, of vandag, dink net aan my. Of vandag, dink net aan my. En met sy laaste asem het Jesus gesê, ek dink aan jou, jy sal wees waar ek is vandag. Liefde. Liefde wat met jou gedeel word. Ontvang dit. Maak dit oop. En dalk net gedurende die Kerstyd, gaan leef dit uit, daar waar jy kom. Ons bid saam. Here Jesus Christus, ek wil vir u baie dankie sê, dat dit u is en u alleen, wat ons as mense raak. Dat dit deur u en u alleen is waar ons 'n nuwe lewe, 'n nuwe toekoms kan ingaan, los van verwyd. Here Jesus, u kom sê vir ons vandag, ons is spesiaal. Wat sê ons vir u terug? Alleenlik dankie? Of Here, met dankbaarheid wil ek vir u sê dankie, dat ek spesiaal. Here, mag ons geraak word deur die liefde. Mag daardie liefde ons omvou. En soos Paulus getuig het in Romeine 12, ons gedagtes vernuwe, uiteindelik ons optredes. Vader, mag u naam altyd verheerlik word. En mag u koninkryk spoedig kom, sodat ons kan leef in die teenwoordigheid van liefde self. Amen. Ontvang nou God se belofte vir jou lewe. God beloof om met jou te wees. Jesus Christus beloof jou dat daar altyd liefde vir jou sal wees. En die Gees saam met jou sal wees. Ontvang daardie seën, eien dit toe, en as moontlik, gaan leef die liefde van Christus uit in alle hoeke van hierdie